ek het nou die versnelling gaan rangskik van klein na groot. Okay, so hier is nou groot na klein, wat maak nie saak nie. So, as ek dit nou insit, gaan ek sê net maar sê, daar is 10, 20, 30, 40, en hierso gaan wees 1, 2, 3, daar is bietjie te naby, en 4. Nou. Okay, is julle met my? Ja, so jy vat altyd jou asse van klein na groot, né? En dan moet ek nou my punte plot, so die versnelling is 10, dan is die massa 4, so daar is my eerste punt wat ek plot, dan is die versnelling 20 en 2, en die ander ene is 1 en 40, daarso. Ja? Is julle met my? So dan, as ons nou nog punte sou plot, dan sou dit makliker gewees het, maar maak so 'n kurwe so. Okay? Iemand 'n vraag daar? Ja. Juffrou, alles die kurwe maak, moet ons presies op die kolletjie begin en eindig op die laaste kolletjie, of kan ons deur die kolletjie? Net deur die groter sirkeltjie is fyn. Moet jy sirkeltjie omdoen? Ja, jy het laas jaar dit gedoen in graad 10. Ja, dit is die heel eerste hoofstuk van graad 10. Moet jy 'n sirkeltjie om die sirkeltjie? Ja, want wetenskap is grys, bietjie swart, bietjie wit, grys. Niks is 100% akkuraat nie in wetenskap. So, jy trek 'n klein sirkeltjie rondom en dan mag jy deur daai sirkel gaan. Ja? Nee. Jy hoef by dit nie. Nog vrae? Okay. Goed, dan het ons nou, toe sê ek vir jou beteken versnelling teenoor 1 op massa, né? So ons het gehad versnelling was gewees 10 en 20 en 40 en toe het ons 1 op massa was 1 op 4 is 0,25. 1 op 2 is 0,5 en 1 op 1 was 1. Ja. Nee, wat het ek gedoen? Ek het 1 oor massa gekry, het ek daai gevat. 1 gedeel deur daai getal gee vir jou 0,25. 1 gedeel deur 2 is 0,5. 1 gedeel deur 1 is 1. Okay, dis waar ek daai waardes vandaan gekry het. Goed, so ek het weer 1, 10, 20, 30, 40. En ek het hierso 0,25, 0,5 en 1. Goed. Is hulle reg? Nee, daar is nie reg nie, né? Hierdie gaan wees 0,75, daar gaan wees 1. Ja. Okay, so ek het so, en dan het ek so, en dan het ek so. En dan sien jy hierdie een maak 'n reguit lyn deur die oorsprong. Ja? Okay. So wat ek wil hê julle moes gesien het uit julle huiswerk is jy kan daai waardes gaan plot en dan kry jy dat A die ding op die y-as is omgekeerd eweredig aan M die ding op die x-as. Né? Maar as ons die grafiek kry en ons hom so lees en sê ons verstaan die verhouding tussen die twee, maar ons kan nie eintlik baie inligting vanuit die grafiek kry nie, want hy het nie 'n konstante gradiënt nie, hy sny nie enige asse ergens nie. So ons kan maar net die verhouding vanaf hom kry, maar verder kan ons niks ander konkrete inligting van hom kry nie. So wat doen ons? Jy vat dan die ding op jou x-as en jy sit hom op 'n breek. Jy sê 1 op m. Okay, gaan inzoom hierso. So dit 1 op m en dan jy vat jou waardes wat jy bo gehad het daarso en jy sit hom op 1 en dan gaan plot jy weer jou punte. En dan sien jy kry 'n reguit lyn grafiek. En dit is dan baie makliker om inligting vanaf hom te kry want jy het 'n snypunt op die x of die y-as of hy gaan deur die oorsprong, jy het 'n konstante gradiënt, so dis baie makliker om waardes van hom te lees. Maar as ons 'n gevolgtrekking moet maak oor die verhouding, gaan dit presies dieselfde wees as hierso. Want hier sê ons versnelling is omgekeerd eweredig aan massa en hier gaan ons sê versnelling, ek gaan dit met rooi skryf, versnelling is direk eweredig aan 1 oor massa. Versnelling is direk eweredig aan 1 oor massa. Maar jy kan dit ook self te lees as versnelling is omgekeerd eweredig aan massa. So
ons het presies dieselfde gevolgtrekking gekry vanaf hierdie twee grafieke. Is julle met my? Ja. Juffrou, hoe skryf jy dit as dit evenredig is? So sê nou maar, ons het ons gister gesê Newton se tweede wet, hoe groter die krag, hoe groter is die versnelling. So dit is direk evenredig. So dan sal jy sê versnelling is direk evenredig aan krag. Omgekeerd evenredig is 1/. Okay. So sal die tweede grafiek wat ons nou geteken het, sê versnelling is direk evenredig Aan 1/. Massa. Okay. So hy versnelling is direk evenredig aan 1/. Massa. Okay, nie aan massa nie. Nog iets? Of iemand? Okay. Terug. Nee, ons het alles hier gesê wat ek wou sê. Sjap. Okay. Kom ons kyk hoe werk Newton se tweede wet. Sê daar, 'n krag van 450 Newton word op 'n voorwerp toegepas en ondervind 'n wrywingskrag van 250 Newton. Indien die voorwerp 40 kg weeg, wat is sy versnelling? En daar lees jy die woord versnelling, ping, bing, 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 en in jou kop gaan wat af, Jessica? Versnelling, jy lees die woord versnelling, wat gebeur in jou kop? Rooi ligte, want dit is Valentynsdag, maar ook rooi ligte, want toe sê jy hom nou, jy hom sê in woorde. Wanneer kyk na die formule, kyk gou hierso op die bord by my. F net is gelyk aan M mal A. Wanneer versnel die voorwerp in die net die versnelling is wat aan die netto krag verhouding gewys. Direk evenredig aan die en evenredig aan die massa van die voorwerp. Kyk. Goed, wat gaan jy volgende doen, Lenay? Jy sit in my klas, jy is spesiaal. Ons gaan 'n vrye liggaamsdiagram teken van al die kragte wat op die voorwerp werk. So ons het gravitasiekrag na die middelpunt van die aarde. Normaalkrag loodreg met die oppervlakte. Ja, hy raak daar aan die oppervlakte. Dan het ons die toegepaste krag FA regs en dan het ons die wrywingskrag FK links. Al die kragte is loodreg met mekaar, so ek hoef niks op te breek in hulle loodregte komponente nie. Maar wat gaan jy verder doen, Courtney? Jy gaan highlight die kragte wat in dieselfde vlak is. Kyk. Aljanay, in watter, hulle vra vir jou, bereken die versnelling. In watter rigting versnel jy die voorwerp, dink jy? Of in watter vlak? In die geel vlak of in die pink vlak? Nee, hulle vra vir jou, wat is sy versnelling? So, hulle sê vir jou, hy versnel. In die geel vlak. So, hy versnel in die geel vlak, so ek gaan kyk na die geel kragte. Okay, so F net is gelyk aan M mal A, en hy word gestoot met 450, en die wrywing is 250, so ek dink hy beweeg regs, né? En daarom kies ek regs as positief. Okay, so, dit is die ding wat regs gaan, FA,
minus die ding wat links gaan, FK. So FA minus FK is gelyk aan M maal A. Die toegepaste krag is 450 Newton, die wrywingskrag is 250 Newton, die massa is 40 kg en ek wil versnelling uitwerk. En Carissa, sonder 'n sakrekenaar. Nee. Nee. Die antwoord van A. Kyk, wag. Stappie vir stappie. 42 A, so jy moet gedeel deur 40. Daai twee nulle kanselleer mekaar uit. Sê jy? 20 gedeel deur 4. 5. A is 5 wat? Carissa, wat? 5 wat? Minus? Yes. Okay, versnelling is 'n vektor het grootte en rigting. Hulle vra vir jou wat is versnelling nie, wat is die grootte van die versnelling nie. So hierso gaan jy sê regs. Wat fout? Wie vra iets? Kyk. Goed. Nou, dames en here, wil ek gou eers gaan na bladsy 10. Okay. Dit sê daar vir jou, 'n voorwerp, 'n 2 kg voorwerp gly na regs oor 'n tafel totdat dit stop. Die wrywingskoëffisiënt is 0,38. Tel al die kragte wat op die voorwerp inwerk aan en bereken sy versnelling. Bernard. Watter kragte werk op daai blokkie in, soos wat hy gly na regs? Gravitasie A. Na die middelpunt van die aarde. Normaalkrag op van oortrekking. Ja. Dan kinetiese drywing In watter rigting? links. Mooi. En dan my gly, so dis normaalkrag. Jy het reeds normaalkrag. Maar dis krag reg, ek weet nie wat se Dink jy so? Ons dink gou. Hy gly, so stoot iemand hom? Nee, trek iemand hom? Nee, is dit gravitasiekrag. As dit op 'n skuinsvlak was dit gravitasiekrag. Maar die scenario wat ons het hierso is hierdie ding was gestoot as ek hom nou skop. Maar ons beskou van die oomblik wat hy my voet los. Die oomblik wat hy my voet los van hier tot daar, gly hy oor die oppervlakte totdat dit tot stilstand kom. Maar vir daai oomblik is daar geen toegepaste krag. Hy gly as gevolg van momentum, as gevolg van 'n krag waarop as. Jy weet my. Ja. Kyk, so dis al kragte wat daar is. En hoe sou dit jou klou gewees het die vraag sou 3 punte getel het? Okay, so nou highlight ek. Ek weet dit voel vir jou simpel om te highlight, maar jy highlight. Okay. En hulle vra vir jou, jy moet gaan bereken die versnelling. Nou, Rico, in watter rigting beweeg hierdie voorwerp? Hy beweeg regs. So ek gaan nou net apart 'n pyltjie hierso teken X. Okay? Om te wys hy beweeg regs. Ek gaan hom nie highlight nie, hy's nie deel van my kragte-diagram nie. Ek wys net vir myself hy beweeg in die horisontale vlak. So daarom kyk ek na die pink kragte. En ek het F net is gelyk aan M maal A. Okay? En hy beweeg regs, daarom kies ek regs as positief. Okay. Maar ek het absoluut geen kragte wat regs is nie, maar ek het 'n krag wat links is. So ek het minus FK is gelyk aan M
maal A. En dis links. Hy is in die negatiewe rigting. OK. Het hulle vir my die wrywingskrag gegee? Nee, hulle het vir my die wrywingskoëffisiënt gegee. Kan ek die wrywingskrag uitwerk as ek die wrywingskoëffisiënt het? Ja, ek kan. So, hier aan my regterkant gaan ek gou 'n bietjie beplanning doen. FK is IK maal Fn, die wrywingskoëffisiënt maal die normaalkrag. Die wrywingskoëffisiënt is 0,38. Het ek die normaalkrag? Is daar 'n formule vir normaalkrag? Om uit te werk, nou is nie. OK, so, terug na my prentjie toe. Normaalkrag, wat se kleur het ek hom gehighlight? Ek het hom geel gehighlight. So kom kyk na die geel kragte. Daar is die geel kragte. Beweeg hierdie blokkie op of af? Nee. Hy beweeg links en reg, hy beweeg nie op en af nie. So beteken al die oppe moet gelyk wees aan al die affe. Al die opkrag moet gelyk wees aan die afkrag. Die is toevallig net 2. So in hierdie geval is Fn gelyk aan Fg. Dit is nie altyd so nie, in hierdie geval is hy so. Nee? OK, so in plaas van skryf Fn kan ek skryf Fg. En dit is 0,38. Hoe bereken ons nou weer Fg, die massa, maal met 9,8. Nee? OK, hoe meer as jy op het. En onthou, jy vertrou nie vir meer aan nie, sy sit nie langs jou in die eksamen nie, sy mag nie vir jou invul nie, jy wil dit ook gaan insit op jou sakrekenaar om te kyk of jy wel 'n sakrekenaar kan gebruik. OK, hierdie is nou nog nie jou finale antwoord nie, so jy rond nog nie af nie. Ek is 7.448. Julle ook? Ja? Nee? OK, so nog nie finale antwoord nie, so jy rond nog nie af nie. Right. So dit is wat ek nou hier gaan invul. Ek het minus 7,448. Die massa is 2 en ek soek die versnelling. En Louis, is jy op dit? Minus 3,732. Ja, 724. Van waar af kom jy, Louis? Van waar af kom jy? Jy sê 2 is 'n Kaapenaar. Ja, hy het begin met sê 2. En so ek wou sê 3, maar dis afronding so. Jy is helemaal reg, Louis. OK, mooi. So, finale antwoord, ons mag afrond, maar ons mag nie ons antwoord in die negatief los nie. So, ons gaan sê, dit wil sê 3,72 meter per sekonde. Die alrede hoekom ek het weet is ek sê dit so. En my eerste jaar het hulle my baie gespot daaroor hierso so. Dis so ek dit weet. 3,72 meter per sekonde kwadraat en dis 'n negatiewe waarde gewees, negativiteit die rigting aan. So hierso gaan jy sê hierso gaan jy sê links of jy gaan sê in die negatiewe rigting of jy gaan sê in die teenoorgestelde rigting van beweging of wat ook al. OK, nog iemand 'n vraag daar? Kan ons 'n bietjie moeiliker gaan? Kyk, ons gaan. Daai hierdie is nog die maklikste vraag wat jy in jou lewe sal kry. Want hy gly totdat hy stop. So hy beweeg al hoe stadiger. So hy moet negatiewe versnelling hê. OK. Vertraging. Negatiewe versnelling, vertraging was 'n bietjie lelik om te sê vertraging, want vertraging. OK. Dit sê daar, 'n krat, 'n 20 kg krat versnel op teen 'n 15 grade skynsvlak teen 0,1 meter per sekonde deur 'n 110 Newton krag. Bereken die wrywingskoëffisiënt tussen die krat en die oppervlakte. OK. Nou hierdie vraag sal omtrent 6 punte tel. OK? Right.
Om jou te help, hulle het dit nie gevra nie, maar om jou te help en jy is spesiaal en jy is oulik en jy sit in hierdie klas, wat gaan jy doen, Matthew? Vrye liggaamsdeel. Ja, gee my die kragte. Okay. So eerstens het ons FG wat afgaan na die middelpunt van die aarde. En dan het jy mos nou die krag F wat regs parallel met die oppervlak. Was nie ook wrywing daarso wat in die teenoorgestelde rigting van die krag F gaan. Teenoorgestelde rigting van beweging. Van beweging. Ja. Yes. En dan het ons die normaalkrag wat loodreg is boontoe met Sorry, so. ja, nee, loodreg boontoe met die oppervlak. Dankie. Okay, Malora. Jy is spesiaal. Wat gaan jy doen? Juffrou, so gaan ons nou die ekstra lyne, Nee, my sê wat is die ekstra lyne? Ek dink ek het dit al 50 keer gesê hierdie jaar. Jy kyk watter kragte is loodreg en parallel. Parallel en loodreg, né? Nee? So jy gaan hierdie ene opsplit in sy komponente, loodregte komponente. So jy sit jou liniaal daar op die skynvlak. Jy skuif hom af onder toe dat hy tot by daai pyltjie kom en jy trek 'n stippellyn. Dan sit jy jou liniaal op Fn en jy gaan af onder toe. So. Dan maak jy 'n pyltjie af, hierin is Fg loodreg en 'n pyltjie daar, hierin is Fg parallel. Okay, dan wat gaan jy nog doen, Lara? Highlight, die kragte wat jy bymekaar mag optel en aftrek, gaan jy highlight. So al die horisontale kragte highlight jy dieselfde kleur en al die vertikale kragte highlight jy dieselfde kleur. Okay. Goed, terug na die vraag toe. Wat het hulle gevra? Hulle sê jy het 'n 20 kg krat, het jy 15 grade hoekie, skynsvlak teen. Wat is daai inligting, Kailien, wat hulle daar vir jou gee? Jy het die woord versnelling gesê, watter wet? Newton se tweede. Sê hom vir my in woorde. Wanneer die netto-krag op 'n voorwerp inwerk, versnel die voorwerp in die rigting van die netto-krag en versnelling is direk evenredig aan die netto-krag en omgekeerd evenredig aan die massa van die voorwerp. Baie mooi. Okay, so ons weet ons gaan ergens moontlik hierdie formule moet gebruik. Hulle sê vir jou daar's 110 Newton en dan vra hulle vir jou die wrywingskoëffisiënt. Okay, nou dink ek, waar kry ek die wrywingskoëffisiënt formule? Ek kry hom in hierdie formule. Ja? So ek kort die wrywingskrag en ek kort die normaalkrag om actually die wrywingskoëffisiënt uit te werk. Het hulle vir my die wrywingskrag gegee? Nee. Is daar 'n formule daarvoor? Ja, maar dis nie die formule. En ek nodig om in te vul daar om dit gaan uitwerk. So ek het nie 'n formule wat ek tans kan gebruik vir hom nie. So nou gaan ek terug na my diagram toe en gaan kyk watter kleur het ek hom gehighlight. Ek het hom geel gehighlight. So om hom te gaan uitfigure, moet ek na die geel kragte gaan kyk. Okay? Dan wil ek net klaarmaak met hierdie beplanning hier. So dis die wrywingskrag. Om hom uit te gaan werk, gaan ek na die geel kragte kyk. Dan kort ek ook die normaalkrag. Het ek die normaalkrag? Nee. Maklikheid. Hoe? Okay, juffrou, so Okay, ek wou jy gehad jy moes iets sê, ek wou gehad jy moes 'n fout maak. Jy kan nie dadelik sê Fn is gelyk aan Fg nie. Dit gaan verskil van scenario tot scenario tot scenario. Hierso gaan jy moet sê, goed, Fn, waar is hy? Daar's hy, ek het hom geel, in pink gehighlight. So, ek moet kyk na al die pink kragte. So in hierdie geval gaan Fn gelyk wees aan Fg loodreg. Hoekom? Want die voorwerp, die blokkie hop nie so nie. Okay, so hy beweeg nie relatief tot die skynsvlak so nie. So relatief tot die skynsvlak
is hy stil in die vertikaal. Hy beweeg horisontaal, hy beweeg nie vertikaal nie. So vir daardie geval moet die vertikale kragte gelyk wees aan mekaar. Yes? Okay, so hierdie het ek pink highlight en dan gaan vir daai rede na die pink kragte kyk om hom uit te figure. Okay, so ek het nou 'n plan van aksie. Kom ons begin eers. Waar trek ek? Ethan, wil jy na die pinkes of na die geeles kyk? Eerste. Juffrou na die pinkes. Okay, so hy sê kom ons kyk na die pinkes eerste. Dis reg. So ek sê daar nou dit hang af hoeveel punte dit het. Tel, maar julle is nog graad 11, so ons gaan die lang storie doen. In graad 12 kan jy 'n bietjie korter gaan, maar jy gaan sê F net is gelyk aan M mal A want jy begin altyd met hom. En dan omdat hierdie twee gelyk is aan mekaar, nê? Nee? Wag nee, kom ek gaan nog stadiger. So ek gaan vir hom opkies as positief want ek is besig nou met die vertikale kragte. So ek gaan sê Fn minus Fg loodreg is gelyk aan 0 want hy beweeg nie op of af nie. Hy is in ewewig in die vertikale rigting. So dit beteken Fn is gelyk aan Fg loodreg. Hoe bereken mens nou weer Fg loodreg? Dit is Fg wat? Cos van theta. So, die massa van die krat is 20 maal met 9,8. Dis mos nou hoe mens Fg uitwerk, né? Nee? Ja. So, omdat ons hom nou opgebring het, en sy loodregte komponente, is dit hoekom ons nou nie die ander formule vir FG kan gebruik, daai 9,8 maal. Dit is gewone Fg, is 9,8 maal massa. Maar hy is nie, Fn is nie gelyk aan Fg hierso nie. Hy is gelyk aan Fg loodreg. Okay, cos van 15 grade. Onthou, hierdie hoekie daar is 15 grade, daai hoekie daar is 15 grade, so dis aangrensend oorskyn sy, né? Dis wat ons by cos uitgekom het. En Lenay, vinnige vingers. Dit is 189,321 en dan 462. Okay, sharp. Daar het ons die 1/2 van ons formule. Ek het hom uitgefigure, great stuff. Nou moet ek FK gaan uitfigure. So nou gaan ek na die geel kragte gaan kyk. Geel kragte. Ja. Waar is daai 15 grade hoekie as ons hom dan geteken het by die loodregte? Daar. Hierso. Onder is ons al bewys gedoen. Okay, geel kragte. F net is gelyk aan M mal A. In watter rigting beweeg hy in die geel vlak? Hy beweeg daar regsop, versnel hy. So daarom kies ek regs as positief. Okay, so wat se geel kragte het ek? Ek het hierdie een wat regs is, hierdie een wat links is, hierdie een wat links is. Okay, so ek het F minus Fk minus Fg parallel is gelyk aan M mal A. Okay, wat is F? Hulle het my gesê is 110. Fk is actually die ding wat ek wil gaan uitfigure. Hoekom wil ek dit nou weer gaan uitfigure? Sodat ek dit daarbo kan gaan insit, sodat ek die wrywingskoëffisiënt kan gaan uitwerk. So ek los hom daar. Hoe bereken ek nou weer Fg parallel? Fg parallel is Fg sin van theta. So dit is, die massa is 20, G is 9,8, sin van 15 grade. En die massa is 20 en die versnelling is 0,1 as ek nou reg onthou. Ja. Ja. Juffrou, kan 'n mens sommer daar by daai soos 20 maal 9,8 net dadelik gesê het 196. Ja. Okay, maak seker jy weet waar ek die waardes vandaan kry, hoekom ek wat waar invul. Okay, dit meer uit 20 vingers. Maar jy trust daar nie, so jy is ook besig om in te vul. Seker maak jy kry ook die regte antwoord. Dis my gee hulle net 'n oomblik om ook by te kom.
Okay, wat kry jy? Ek het net hom gedoen. Op jou sakrekenaar. Juffrou, hoe moet ons nou FK leer kry? Okay. So, FK is negatief. So kom nie negatief nie. Jy vat hom aan die kant toe. So jy het 110 minus 196, nee? Sin 15 minus, wat is daai 2? 0,2. Oh. 2. 2, want ek vat hom hierdie ander kant toe. 20 maal 0,1 is gelyk aan FK. En dan sê FK is gelyk aan. Ja, 57,27. moet nog nie afrond nie. 27146716. 5 desimale is altyd veilig. Okay. Ja, Ek is net nie mooi seker wanneer jy moet sin en wanneer jy moet dan soos dit gebruik nie, mevrou. Ek verstaan nie wanneer moet jy wat gebruik nie. okay. So of jy gaan leer soos 'n papegaai, wat het jy gesê het, as jy FG loodreg moet gaan uitwerk, dan is dit FG kos, theta. En as jy FG parallel moet gaan uitwerk, is dit FG sin theta. Daar is altyd so. Altyd. As jy jou driehoekies soos myne opdeel. Okay? Hoekom is dit so? Want ons moet gaan bewys dat hierdie hoekie daar is 15 grade. En hierdie een is FG wat is, ek gaan net skryf FG, wat ons het, want ons weet die massa is 20. Okay? So as ek FG parallel wil gaan uitwerk, is dit aan teenoorstaande oor skynsy sin. As ek loodreg wil gaan uitwerk, is dit aangrensend oor skynsy kos. Hierso gaan jy amper nooit tan gebruik nie. Sharp. Nog iemand? Okay. Goed, so, nou het ons FK wat daar moet gaan en ons het Fn wat daar is. Nou kan ek die wrywingskoëffisiënt gaan uitwerk. Okay, ek sê goed, die wrywingskoëffisiënt, ek gaan nou die formule bietjie aanpas. Die wrywingskoëffisiënt is FK oor Fn. Dit is 57.27146 en hy is 189.32146. En as jy hom gaan uitwerk, wat kry jy, Misha? Wag net 'n oomblik dat ek ook bykom. No, 0,30. Geen eenheid, want is net 'n ratio. Okay. Hierdie was 'n ongelooflike groot, lang, moeilike som. Okay? So wat verwag ek van hierdie op hierdie staan van die geveg van jou? Ek verwag dat jy moes gevolg het terwyl ek die som gedoen het. Okay? Jy moes by gewees het terwyl ek die som gedoen het. As jy nie by was nie, moet jy die video gaan kyk wat ek oplaai op YouTube. Okay? Maar ek verwag nie dat jy nou sê soos ek het dit gooi met die moeilikste som wat juffrou het nie. Alright. Dis was nou trek in die geveg. So jou huiswerk en dan ek sien julle Dinsdag. Okay. So julle huiswerk vir Dinsdag is op bladsy 18. O, julle het eintlik nommer 1 gehad vir huiswerk, nê? Nee. Kon julle almal dit doen? Dit is die maklikste vraag in hierdie wêreld. Okay. Julle huiswerk op bladsy 18 is vraag 5. Kom ons lees gou vraag 5 saam met sê. Bereken die wrywingskrag indien 'n krag van 110 Newton benodig word om 'n 15 kg massa stuk te versnel teen 3 meter per sekonde kwadraat. So kom ons sê hier daar blokkie en hy weeg 15 kg en kom ons sê hy versnel regs teen 3 meter per sekonde. Okay.
So nou het ons, hulle sê versnel, so ons weet ons moet gebruik Newton se tweede wet. En hulle sê vir jou, daar is vertraging. Hulle vra vir jou, bereken die wrywingskrag. Nie vertraging nie, wrywing. So jy weet, daar is wrywing. Hulle sê vir jou, hierdie toegepaste krag is 110 Newton. Okay, so jy gaan net sê, reg, 110 minus FK is gelyk aan massa maal met 3, so kan jy FK gaan bereken. Okay, so dis 'n baie eenvoudige sommetjie. Glad nie rocket science nie, moet dit nie oordink nie. 6 kan julle nog nie doen nie, 7 kan julle nog nie doen nie, daai kan julle nog nie doen nie. Jo, die vraag is, wat kan julle al doen, hè? Wat julle kan doen, is op bladsy 21. Bladsy 21 kan julle doen vraag 3. Doen vir my net 3.1 tot 3.3. So 3.1 tot 3.3. En dan op bladsy 22 die hele vraag 3. Okay, bladsy 22 se hele vraag 3 is 'n moeilike vraag. Okay, so jy gaan vashak ergens en jy gaan nodig hê om klomp diagramme te teken. Okay, ek weet ek kan julle nou eintlik help en vir julle clues gee voordat julle dit doen, maar ek wil hê julle moet sukkel. Want in sukkel figure jy dit uit en word jy slimmer. As jy net kopie wat ek sê, dan bly jy ewe dom.